Goeiemôre luisteraar, en die grootste goeiemôre behoort aan Jesus Christus, ons Here. Ek wil vir jou vanoggend met u iets deel en die Here wys my vanoggend op hierdie absolute alomheersende en genadelike iets wat ons in ons kan ervaar wanneer ons in die rigting van die kruis, in die rigting van Jesus stap en nie ons rigte hierop te draai nie. En dit is daai absolute liefde, daai agape liefde, daai liefde wat nie teleurstel nie, daai liefde wat nie jaloers is nie, daai liefde wat nie vergaan nie, nimmer meer nie. 1 Korintiërs 13 van vers 1 tot 13. Weet jy wat? Deur hoeveel dinge het jy al in jou lewe gegaan? Hoeveel kere het jy al op 'n plek gekom waar dit vir jou voel jy's absoluut verlore? Jy voel jy's deel van die grond. Daar's nie 'n manier wat jy kan opstaan meer nie. Jy voel jy het daar's soveel aspekte in jou lewe wat verkeerd loop. Jy het dalk soveel sonde al gepleeg. En dan kom die klein god van hierdie wêreld, die Satan homself of sy booswigte, en hulle kom hulle sê vir jou, weet jy wat, jy is nie goed genoeg. Maar dis nog nooit wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, volhard in my. Maak my jou rots. Maak my die een wat vir jou krag gee. Volhard in die gees van waarheid. In ander woorde, laat toe dat die Heilige Gees u elke dag lei. Om op hierdie lewenspad in die rigting van die kruis te loop. Om Jesus te soek en om jou oë op Jesus te hou. Sodat jy nie in hierdie lewenswedloop uit jou baan uitgaan nie. Net soos 'n persoon wat besig is met atletiek, hy moet in sy baan bly, hy moet nie uit sy baan uitgaan nie. Net so vir die ware Christen, vir die ware kind van die Here. Want tog sê Romeine 8 vers 14 sê dat die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En die wedloop, hierdie lewenswedloop wat jy deurgaan, maak nie saak waar jy nou is nie. Draai jou oë en jou gedagtes en jou optredes weg van die wêreld af en in die rigting van Jesus. Dit wat hy aan die kruis van Golgotha vir jou gedoen het. Sodat ek en jy met God versoen kan word. Ek wil hierdie boodskap vandag by jou laat en ek wil jou regtig aanhits. Gaan lees daai gedeelte van liefde in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13 deur. Want weet jy wat? Dit is wat u ook kan hê. As u besluit om waarlik die wil van die Here in die lewe te doen. Moenie verder talm nie. Moenie verder uitstel nie. Weet jy wat, jy het nie net klomp mense om jou nodig nie. Gaan in jou binnekamer. Sak op jou knie as jy kan. En sê, Here, asseblief help my. Help my om uit hierdie verknorsing uit te kom. En dan gaan soek jy mense wat waarlik die Here dien, toets hulle in die gees en laat hulle jou help en jou bystaan deur die aanvalle wat Satan vir jou gaan loods. Weet jy, die gevegstoerusting sê dit so mooi. Jou geloof is 'n skild deur die brandpyle van die Satan. Ek is pastoor Gary. Ek laat hierdie woord by u vanoggend. Brood en water, 5 minute woord, seëngroete, en weet net, jy het nie te veel sonde gedoen, dat Jesus Christus jou nie lief het, of nie jou wil help nie. Dis 'n leuen van die Satan. Seëngroete in Jesus naam. Amen.